weet nie van julle nie, maar ek het die Royal Baby ding nogal heel getrou gevolg, nee? Die TV was aan op Sky News, ek wou net sien as daai Royal Baby uitkom. En kyk, en sê my man vir my vrou, toe ek vanoggend die weg was daai deur nog steeds toe, hy is nog steeds toe, en ek is op terug, en ek sê, nee, maar wag, hy gaan nou uitkom, geen net kans, nee? En ek gaan lees so op die bed, en ek kyk na die storie, en die Heilige Gees begin ewe skielik met my praat. En hy sê vir my, imagine, jy sê jy dien die koning van alle konings. So daai ouens is aardse konings, en hulle het so te kere gegaan oor hierdie babietjie, hierdie royalty wat gebore is. Ek meen klokke is gelei, goeders is geskiet, 'n hele land kom tot stilstand vir hierdie royalty wat gebore is. En God sê vir my, die dag toe jy sê, Jesus, word U die koning van my lewe. Toe word ek 'n nuwe skepsel, dit staan in 2 Korintiërs. En ek word weergebore in Christus. Hy sê, imagine wat het in my koninkryk gebeur. Die dag toe jy weergebore word in my. Hy sê, want toe word royalty van alle royalty gebore. En ek is soos, joh, it is amazing, ek meen, imagine die klokke wat gelei het. En ons sit as vrouens en ons is in hierdie reis. Ons sit almal hierdie reis wat normaal is. Kom aan, ons het mans en ons moet daar die vrou wees. En ons het kinders en ons moet die ma wees. En vriende en vriendinne en kerk en alles. Ons is in hierdie reis. Maar wat vir my hartseer is dat ons create ons eie tweede reis, wat eintlik 'n verskriklike reis is in ons kop. Hierdie ander goed is nog oukei, ons dink dis wat ons moeg maak, maar dit is nie. Die reis van, ek is nie genoeg nie, pas hierdie baadjie by dit, lyk ek soos sy, het ek daai handsakkie, my kar, my kinders, doen hulle die regte programmetjies, pas hulle in, is hulle daar, nee, ek kan dit nou nie doen nie, want wie is ek nou eintlik? Verstaan, ons maak onsself so moeg, met hierdie ding in ons kop, want ons weet nie wie ons is in Christus nie. Ons weet nie dat ons staan as royalty, van alle royalties in die koninkryk. Ons weet dit nie, want ons luister na leuns. Ons is so oop vir die eerste negatiewe ding wat 'n ou sê. Dat ons, ja, dis seker maar ek daar. Ek het nog al 'n journey gestap, ek wou dit nie sê nie, maar ek voel dit vanoggend met Mevrou Verenigde Nasies, ek moes dit doen. God het vir my gesê, doen dit. En hier kom jy en jy het woord gekry en alles, woord alles. Esther, jy gaan guns ontvang, jy gaan gekroon word by hoeveel mense? En toe ek op die verhoog stap vir die finaal, kry ek 'n SMS wat sê, jou toekoms word nie bepaal deur mense se keuses nie, maar deur God se plan. En ek staan en ek sê, dankie Here, nou ek weet ek gaan nie wen. Arrogant, ek sê, Here, maar ek sê dan nie, ek sal tweede plek vat, maar ek gaan nie laat af. Ek staan in verhouding met God en dit gaan nie vir my oorwen nie, maar ek moes deur 'n proses gaan van jy die wêreld se oor, jy nie nou goed genoeg nie. Maar weet jy wat, God het 'n plan. Ek sê dit al eerder vir die plan en in die gees ontvang jy die kroon vir wie en wat jy regtig is. En ek sê nie daar's fout met enigiemand wat moes wen of dit is nie waaroor dit gaan nie, maar dis my journey wat ek moes stap. Want tweede beste het my op die einde van die dag 'n wenner gemaak, want dit is God se plan. Ek sit so in my ma en my sissies, hulle is lucky. Hulle droom drome en sien gesigte en dis nogal easy, né? Want dit mos nou in jou face. En ek sê, ag Here, help my tog net. Ek wil dit ook voel. En ek droom die aand, ek droom, daar loop 'n vrou met 'n bottel, né? So 'n groot glasbottel, maar hy stikkend geslaan, sulke punte. Maar sy loop so, tussen almal deur, dis soos, ai, so, en jy weet die kleintjies hier om, en sy loop net, sy gaan nie om iemand te seer te maak, maar ek droom dit, maar ek skrik wakker en ek is soos, Here, wat was dit? Ek verstaan nou nie lekker nie, ek voel so half bietjie, wat's dit? En die Here sê vir my, ons is so as ons stikkend in ons lewens is en as ons gebreek is, jy's 'n gebreekte bottel, maar jy eintlik is jy 'n gevaar vir almal om jou. Want omdat jy seer het, en omdat jy die leuns van die wêreld glo, omdat jy stikkend en omdat jy gebreek is, kan jy seer maak. En ek skrik, want ek besef net, ek kan my man seer maak, die mense vir wie jy meeste lief het, my kind, my familie, want jy's gebreek. En ek sit so in die Heilige Gees wys my daai fliek, onthou julle Sweet Home Alabama,
dan is dit mos nou die weerlig slaan die grond, en partykeer voel ons is down and out op die grond, ons voel net daar's niks, en die oomblik toe die weerlig daar grond slaan, toe kry hy dit mos nou hierdie kunswerk in daai glas. En God sê vir my, al is jy hoe stikkend, al is jy hoe gebreek, kom net na my toe, gee jou lewe vir my, maak my die koning van jou lewe, want kyk, as jy 'n nuwe skepsel, en ek vat daai gebrokenheid in jou, en ek maak dit 'n kunswerk. Ek vat dit wat niks is in jou lewe nie, ek gebruik juist dit waar jy die swakste is, daar maak ek jou sterk, want dan leef jy my uit in my droom en my plan, want dis wie jy is. My ander sussie ry en sy kom daar by KFC en daar staan die mooiste vrou, so die donker hare verwaarloos en sy bedel. En sy sien hierdie vrou en die Heilige Gees sê vir haar, every woman carries a generation. En ek besef, en dit bedoel nie noodwendig, of jy nou vanoggend hier sit, jy is 'n ma, jy is 'n wilma wees, jy is 'n ouma, jy is 'n tannie, jy is wat ook al, hoe jonk jy of hoe oud jy is. Jy dra 'n generasie. En ek besef net, ons sit met hierdie massiewe verantwoordelikheid op ons, want jy is stikkend en jy is gebreek en alles is verward, en nou kom ek by God en God sê vir my, want ek is so, Here, wat is die plan, wat is die droom? Ja, ek is nou royalty en hier staan ek, maar wat nou? En hy sê vir my, die storie van Esther. En dit kom so terug by my journey, en hy sê vir my, Esther was opgeneem in royalty, die koning het haar gekies, maar het ooit oor Esther gegaan, nie een keer. Dit het gegaan oor 'n nasie wat gered moes word. En God sê vir my, jy's royalty, jy's uitverkies, en ek wil dit vir elke liewe een van julle vanoggend sê. God het jou lief met iets wat jy nie sal verstaan. Nie vir wat jy gedoen het of wie jy is nie, maar hy het jou uitgekies en hy het jou nuut gemaak in Jesus Christus. Maar hy sê vir jou, daar's 'n nasie wat gered moet word. Daar's 'n generasie wat beïnvloed moet word. Ek vat my ouma wat hier sit. My ouma en oupa het so in ons lewens belê, dat my maale dien die Here, ons dien die Here, en ek wil hê my kind moet die Here dien. En almal affekteer net die volgende generasie, want ons sit hier, en wat is my droom, en wat is my plan? Maar God sê vir jou, staan op as vrou vanoggend, nie om enige iemand te overroel nie, maar as jy dit reg kry, en dit jou missie maak, julle moet bietjie gaan kyk die storie van One Night with the King van Esther. Op 'n stadium kom die koning moes haar laat kom het, anders mag sy hom nie sien nie, dis hoe dit gewerk het. Op 'n stadium stap sy daar by 'n plek in, waar daar klomp mense is wat net gekies het, jy kan nie net daar instap nie. Maar 'n volk, 'n nasie het daarvan afgehang. Sy breek elke reël van wat aanvaarbaar is. Sy gee nie om wat haar vriende, wat wie ook al van haar dink nie. Sy stap daar in pap nat gereën. Sy is niks en sy waag alles vir 'n nasie. En ek wil vanoggend vir jou sê, God het jou lief en God het jou uitgekies. En hou op luister na die leuns van die vyand, want jy's royal geroep om 'n nasie te red. If my heart is open